oorvloedige bos. Ons lees Hebreërs 6 vers 4 tot 12. Soos jy seker al agtergekom het, is ek baie lief vir die Laagveld. Nou, wat is dit in daai wêreld wat my so bekoor? Kan beslis nie die klimaat wees nie, want dit raak onhoudbaar warm. En as die son jou daar alleen kry, skroei hy jou mors dood. Moontlik die verskeidenheid van diere, miskien dalk, maar ek dink eerder dit is die rustigheid en die plantegroei, veral die bome wat my so aantrek. Ek kan vir ure lank so deur die bos dwaal en my net verlustig aan die asemrowende verskeidenheid van bome, struike, grasse, veldblommetjies. Nee, ek is beslis nie 'n boom- of plantkenner nie, maar ek geniet hulle. Ek wil jou vanmôre uitnooi om saam met my deur die ongeriepte Laagveld te stap. Kom ek stel jou voor aan die netjiese ou tante van die bos, Tannie Marula, altyd gereed wanneer die somer kom om jou te oorlaai met vrugte, geurende vrugte, altyd vrygewig. Neffens haar pryk die geniepsige blinkblaar waggebietjie. O ja, sy's beeldskoon, immergroen met 'n digte, blink donkergroen blare dos. Boonop baie vrygewig met haar klein rooi vruggies, waarop baie voëls versot is. Maar sy is 'n kykie wat jy nie sonder handskoene kan hanteer nie. Sy het regte katnaels wat seer kan krap. En as sy jou eers vasgegryp het, dan los sy jou nie sommer weer nie. Reg langs my blinkblaar staan meneer Rooibos wilg. Hierdie is beslis 'n manboom, want hy gee die wonderlikste hout, die swaarste in die ganse bos. 'n Braaivleisvuur van sy hout is goed genoeg vir 'n koning. 'n Entjie verder af tref ons die bruidjie van die bos, die reuse mejuffrou Knoppiesdoring. Sy is seker nou nie juis die mooiste bruidjie nie, want sy het 'n knoetsige skurwe stam besaai met dorings en gate. Maar sy bied skuilplek vir likkewane en voëls en die skattigste ou waaierstert muisies en nagapies wat gereeld nes maak in die gate wat sy bied. Sy is voorwaar die woonstelkompleks van die bos. Maar waarom noem ek haar dan die bruid? Lentetyd, en ontplof sy in 'n massa spierwit blomme wat dit laat lyk asof sneeu skielik die Laagveld getref het. Mevrou van Wykshout is beslis 'n elegante dame, getooi in trosse van die pragtigste persblomme. En dan is daar meneer Worsboom, die trotse draer van reuse worse wat eerder na ballonies lyk, wat aan lang stingels hang. Hy het boonop asemrowende, groot, diep rooi, amper persblomme. Die statige ou heer Hardekool toring byna blaarloos die hemel in. Hy is voorwaar die gentleman van die bos. Maar moenie die warboel van struike wat tussen deur die bome groei vergeet nie. Hulle is die tieners. Rosantjiebos, mispel, skurwerrosantjie en bobbejaansstert. En natuurlik dan daar's ook die ou kleintjies, die bonte verskeidenheid van vrolike veldblommetjies. Oral baljaar die voeltjies en goggetjies en ander diere.
Die bos is beslis 'n paradys. Arme Eva se paradys het egter sy slang gehad, en so ook die laafveld. Hy kom as 'n ondeurdringbare muur van aaklige dorings, die gangsters van die bos. Sekelbos. Bankvas staan hierdie plaat van struikbome en dreig ons met hulle lang, skerp dorings. Hier sal julle nie deur nie, is duidelik hulle boodskap. Ons staan verstom as ons sien dat hulle net mooi alles oorgeneem het. Onder hulle groei net gifappeltjies en kakiebos. Waar sekelbos versprei het, het hulle al die ander verdring. En nou staan net die liederlike deurmekaar goed hier. Is baie duidelik dat die grond hier versteur was. Jare gelede was hierdie 'n boer se saailand. En toe skiet sekelbos wortel en vat sommer alles oor. Ons voel magteloos agter ons die oorvloed van die ongerepte bos voor die verskrikking van sekelbos. Ons lewens is in 'n sekere sin presies nes die laafveldse bos. Wanneer jy die dag jou hart oopmaak vir die Here, kom die Heilige Gees en beplant die klipharde grond van jou lewe met vrugbare bome. Die eerste ding wat jy moet onthou, is dat plante net groei as daar kos in die grond is. Die arm grond gaan jou bome doodgaan. Jou grond moet geestelike kos inkry, soos ons duidelik in die vorige dagstukkie gesien het. Hoe meer geestelike kos jy inkry, hoe oorvloediger dra jou bome. 'n Verskeidenheid van vrugte wat tot groot seën is vir almal wat oor jou pad kom. 'n Tweede belangrike les wat ons leer uit die laafveld is dat verskillende soorte grond verskillende soorte plante oplewer. Ry jy deur die noorde van die Kreurwiltuin, dan sien jy plate mopanies waarin die olifante na hartelus baljaar. Aan die rivieroewers kry jy weer wilde vye, jakkalspessies, rooi essenhout en plate riete. So is ek en jy ook verskillend en ons dra verskillende soorte geestelike vrugte. Die derde les uit die bos is dat daar 'n baie groot gevaar lê en dreig. Die gevaar van versteurde grond, waar ons toelaat dat die vyand, die duiwel, ons vrugbare grond kom omkrap. Dis daar waar die sekelbos, die gifappeltjies, gomdagga en kakiebos in jou lewe oorneem en al die ander vrugte verdring. Die Hebreërskrywer stel dit in Hebreërs 6 vers 4 tot 6 bitter kras, as hy sê dat waar 'n gelowige afvallig geword het, is dit onmoontlik om weer tot bekering te kom. So ernstig is hy oor hierdie saak, dat hy sê dat so 'n persoon eintlik weer vir Jesus kruisig en hom in die openbaar tot 'n bespotting maak. Hebreërs wil vanoggend by my en jou pleit, wanneer ons geestelike lewens besig is om sy groeikrag te verloor en ons nie meer die vrugte lewer wat ons moet nie. Dan flikker daar rooi ligte. Moenie dat die sekelbosse in jou lewe oorneem nie, want dit kan fataal wees. Jy kan dalk jou saligheid verloor. Maak jou hart oop vir die Heilige Gees en neem geestelike kos in, sodat jy weer vrugbaar kan wees en tot nut vir die koninkryk van God. Kom ons bid saam. Here, ek wil nie sekelbosse in my lewe hê nie. Voed my asseblief sodat ek vrugte kan dra. Amen.